In 21 het hulle ons na Oudtshoorn toe gevat en daar ingeskryf. Nou, as ek nou vir jou daardie Oudtshoorn gebou beskryf het, ons het gehoor, dis die ou president se woning. Goed. Jy gaan hier in by die hek. Dis 'n groot stuk grond geweest. Dan kom jy by die voordeur. Daar is die voordeur. En hier is 'n groot sitkamer. Dan gaan jy met 'n gang in en hier was 'n klein kamertjie. Hier weet maar klein, weet nie wat die doel was hy daar nie, maar ek het hom leer ken, want ek was vroeger alleen student in Ommergie. Dan gaan jy met die gang in die eetsaal. Daar het ons eintlik al ons klasse gehad as eerstejaars. Ons was 'n tamelike groepie. Uit die vertrek het die kombuis ingegaan. Maar hier, as jy nou by die gebou kom, hier op die hoek was 'n slaapkamer. Daar het Johan van Rooi al sy klasse vir my gegee in fisika en daai vakke wat hy gee, logika en al daai. En agter in die gebou was daar nog 'n kamertjie wat ek nie eintlik geken het nie, want ons het nooit daar klas gehad. Dit was nou die gebou. Dan so en daar vandaan was daar 'n waanhuis waar 'n kar ingestort kan word. En agteraan daardie waanhuis was daar nog 'n kamertjie. Daar het professor Posma vir ons Latyn gegee. En hier waar hulle die karre ingestoot het, dit was Iceland se laboratorium. Hier vrootvisse en goed het hier buitekant paadjies en goed gelê. Jy kon op in die lewe daar. Want ons is nou met 'n vrottaal hier besig ben. Maar oorgens was dit 'n regtig baie oulike gebou. Jy het 'n goeie indruk gekry van hom en al. Hy was oral natuurlik bome. Groot bome, ek weet nie of hy nog daar staan vandag nie. Nou, dit is die gebou. Nou ja, goed. In 21, vir die eerste jaar, het ek ingeskrywe vir Nederlands en so 'n bietjie Afrikaans het hulle daar ook by, maar dit was niks. Engels, geskiedenis en fisika. Want ek het matriek fisika gehad. Hier in die eetsaal, daar het professor Kamp vir ons Nederlands gegee. En daar het Hansie Schulz vir ons Engels gegee. En daar het Andries wat is hy van der Walt vir ons geskiedenis gegee. Fisika het ons hieronder in hierdie kerkgebouwtjie gehad, in 22 vooral. 21 het weet ek nie eens of ek gehad klas gehad, want ek het dit toe gelos, die fisika, Kobus Simus van die fisika, dit is net ek. Dan staan hy die boek kan lees, dus sê vir my man, maar ek kan ons ook kan lees. En toe het die raad daar die Javer van Wageningen aangestel. En hy het in 1922 in hierdie klein kerkgebouwtjie, hiernaast in Gersmeerkerk, het hy vir ons fisika die hele jaar. Daar was ons 2 studente, Jan Geertsema en ek, fisika. En die eind van die jaar het ons 'n 6 uur fisika eksamen in daardie gebou afgelê. Van 6 uur die môre tot 12 uur. Kyk, die koshuise, toe ek hier gekom het in 1921, was ons almal daar in daardie koshuis wat nou gesloop is, daar waar daai klomp, die normaal daardie klomp sementgebouwe daar sit het. Daar was ons koshuis. En die onderste gebou, wat nou vandag wat nou verander is in woonstelle, daar het ons geëet. Daar was die gimnasium se seuns was daar. Al ons studente, almal was daar. Ek was
ook daar het ons toegestaan. En hierachter was ook gymnasiumstudent. Maar dit was maar baie primitief. Jy moest jou eie meubels aanskaf en allerlei dinge. Die badkamer was buitenkant en daar is 'n put en dan moet jy eers water pomp in 'n tank en jy kan gaan bad en allerlei dinge. Nou dit het te later nog in daai selfde jare dit ook verander het. Hulle het toe 'n ander badkamer gebou en dit baie beter daarom gemaak. Maar toe was ons nou 21 en 22 was ek in daardie gebou. Toe het hulle na daardie groot gebou, na daai groot gronde toe gegaan. Jy weet waar nou die geboue is. En daar, die raad het, ek weet nie of jy dit geweet het, in 21 was dit, tot 21 was dit ons nog 'n militaire kamp daar waar die, hierbo, daar waar die kamp nou vandag ook is daar. En die raad het van daardie kamp 'n paar van daardie geboue gekoop waar die soldaten nou in was. En daarin het ons toe klas gehad van 23 af. En daar was 'n koshuis wat hulle ook daar opgerig het. Dit was eigenlijk de registrateurs woning en daar was daarom 'n klompie studente ook. Maar onder in die straat naar die dam toe, daar was 'n gebou, ek het die ander gesien, hy staan nog daar. Daar was 'n klompie van ons en ek was ook daar. Daar het ons ook geëet. Later, in 23. Die eetsaal was ook daar. Maar daar die dubbelverdieping gebou wat nou gesloop is, waar nou die kunstgeboue van die universiteit is. Daar was 'n dubbelverdieping gebou wat die koshuis eintlik was. Daar is die studente gebly, maar ek was nooit daarin. Kyk, gimnasiumsgeboue was toe daar. Daardie gebou van gimnasium, daar op die hoek. Daar het ons ook geoefen. En daardie stuk grond daar van het gymnasium, daar het ons rugbyoefeningen gehad ook. En op Cachetplein het hulle later in 22 begin om rugbyoefeningen daar te doen. En so het ek het 24 nie meer gespeel. Dan het daai sintbarakke wat hulle toe van die weermag gekoop het. Ja. Hoe was dit om in die gebou klas te dra? Kyk, daar was twee van daardie goed. Een stuk het hier gestaan en die ander stuk was net daar aan. En een deel van die gebou waarin ons klasse gehad het, was die chemische deel. En dit was 'n toestand. As hulle met daardie vrotgasse van hulle daar is, dan kan jy amper hier diskant nie lewe nie, maar ons moet maar met Grieks en goed daar worstel. Maar dit was al 'n groot verbetering dat die professore daar ten minste by mekaar onder dak was nie. Was nie warm in die somer en koud in die winter nie. Ja, dit was natuurlijk, die temperatuur was natuurlijk nou heeltemal anders. Jy weet, ons het 8 uur in die môre al klas gehad. En dan moet jy maar daar gaan sit. Hier by die koshuis het ons ook nie verwarming gehad nie. Ons moes maar so in die koue met ons maar daar sit. Dit was maar baie primitief. Ja, dat ons nie ons gesondheid daar ook verloor het nie, dit is ook 'n wonderwerk. Maar dit was 'n baie groot verbetering. Want in 24 het my vrou toe ook nog. En toe was hulle al meer van daardie goed geweest. Sy het ook haar klas gevat van die normaal af.